Broer en suster, ek het dit nou al gesê, maar weer eens wil ek dit sê, dis 'n voorreg om in die dienswerk van die Here te staan, dis 'n voorreg vanmôre om hier te wees, dis 'n voorreg om 'n kind van God te wees. Ons moet dit nooit minag nie, ons moet dit nooit ligtelik opvat nie. Ek dink ons laat baie oomblikke hier verbygaan waar die Heilige Gees met ons wil werk, waar ons harte nie oopstel nie. As jy hierin kom, stel jou hart oop. Kom verheerlik hom, dis hoekom jy hier is. Of julle gesê, julle dres baie mooi op, julle lyk pragtig vanmôre, almal van julle. Hoekom? Nie vir my nie, vanmôre. Jy wil in die teenwoordigheid van die Here wees. Gister is ons in 'n geleentheid, Gerard was ook daar saam met my, Ruben, en ons kon 'n bietjie gaan luister na 'n persoon wat die wêreld toer. En as daai man begin praat oor geleenthede en plekke waar hy was, waar hy in kommunistiese state bedien, waar mense hier staan en sê kom in 'n plek, hulle smokkel hom amper daarin. En hy sien hier buite sien hy 'n klomp mense staan met motorfietsies. Hy sê hy het nog nooit so iets gesien nie. Daar's 4-5 mense op 'n skootertjie met 'n hond en 'n kassel. Dis wild man, maar daar's baie van hierdie motorfietsies hier. En hy sê hy kan nie lekker uitmaak wat hier aangaan nie. Hy kan nie verstaan nie, maar hulle bring hom eventually vorentoe en toe hy nou moet bedien. Sê hulle vir hom, sien jy hierdie mense wat hier is? Sommige van hulle ry al 2 dae lank met daai skootertjie van waar hulle is, om hier te kom vir hierdie diens vanmôre. Party van hulle loop al 3 dae met flip-flop plakkies, jong mense, net om in hierdie diens vanmôre te kom sit. En hy sê hulle bring so 60 jong mense hier voor hom. Sy sien jy hierdie jong mense, hulle het net gewag vir hierdie diens dat God hulle moet equip. Want hierna gaan hulle uitgestuur word om die evangelie te gaan verkondig. In hierdie kommunistiese plek, het soos jy hulle hier sien vanmôre voor jou, gaan jy nie ooit een weer van hulle sien. In die volgende paar dae sal sekeres van hulle doodgemaak word vir die evangelie. In die volgende paar dae sal sekeres van hulle gevange neem word vir die evangelie. Broer en suster, dan kom ek hier in diens. Dat ons hierdie salwing van die Heilige Gees hier, dat ons die teenwoordigheid, dat ons die geleentheid waar jy deur opstaan, hier staan nie 'n wag hier by. En dwing jou vanmôre. Hulle maak nie soos wat met hierdie man gebeur het, sê hulle bring 'n persoon wat dood is hier voor hom neer. Om in sy hele gesin sit hulle hierdie kant. Sit die persoon hier voor in die wag te staan, daai kant met die geweer op hom gerig. Sê as jy dan nou so glo in wat jou God kan doen, bid dat hierdie man gesond word. Bid dat hierdie persoon hier opstaan. En dis nie hy nie, dis een van die predikers in daardie afdeling. Hy roep, sak op sy knie neer, hy sê, Here, hy moet antwoord. Vader, antwoord asseblief, en hy hoor hoe sluit hulle die geweer oor. En hy besef, as hy nie hierdie man, die Here nie vandag hierdie man oprig en skiet hy sy hele gesin hier langs hom dood. Maar omdat God getrou is, wek hy daai persoon op. En daai wagte kom tot inkeer. Broer en suster, besef jy vanmôre wat se geleentheid het ons in hierdie land nog? Elke keer op 'n donderdag aand as hierdie deur oop is die geleentheid om voor die Here te kom bid. Jy het nog vanmôre die vryheid om in jou huis God te kan aanbid. Dan sê ek vanmôre vir hom dankie dat ons so bevoorreg is om hier te kan sit in sy teenwoordigheid vanmôre ervaar. Dis 'n deel van my woord, maar ek wil jou net vanmôre bewus maak. Ek wil jou net bewus maak van wat se gunstige tye ons nog in hierdie land hierin leef. Ons kyk dalk daar buite en ons sê dis nie gunstig nie. Dis baie gunstig vanmôre. Kind van God, die feit dat ons nog hier by mekaar kan kom en sê, o Here, into thy presence, we come, Lord, into your presence, we come, en ek kan nog oor die land, breedte en wyte van hierdie land, kan ek nog die koninkrykswoord kan verkondig, ek kan nog in hoeveel gemeentes instap, en ek kan bewus word van die teenwoordigheid van die Heilige Gees vanmôre. Ek word nie bewus vanmôre van 'n vrese en 'n angs wat daar saamgaan, ek word bewus van die vrymoedigheid wat mense nog het om in die Gees te kan beweeg, en ek dank God vanmôre vir hierdie plek, ek dank hom vanmôre vir hierdie gebou, ek dank hom vanmôre vir hierdie gemeente, halleluja, en ek dank hom vir sy Gees.
Ek wil net so 'n oomblik jou oë sluit. Hemelse Vader, ek dank U vanmôre dat U oor een en elkeen vaardig word in hierdie oggenduur, Here. Dankie, Here, vir getuienisse wat ons kan hoor hoe U ons bewaar, Here, hoe U na ons kyk, Here. Dankie dat ons in hierdie diens mag sit, Here, en U Gees kan ervaar, Here. Ek loof U daarvoor. Ek dank en ek prys U daarvoor in Jesus naam. En broer en suster, vanmôre wil ek met jou praat. Jy kan jou Bybel so lank oopmaak op Psalm 139, vers 13 tot 17. En ek wil vanmôre met jou praat oor God droom oor jou. Sê vir vanmôre dat God oor jou droom, dat hy oor jou gedroom het, en dat hy nog steeds vanmôre oor jou droom. Weet jy vanmôre dat God jou geskaap het vir 'n bepaalde doel? Weet jy dit vanmôre? Met 'n bepaalde plan, in 'n bepaalde plek, in 'n bepaalde tyd. God het 'n doel met jou. God droom oor jou. Mens, vanmôre is die allerhoogste God, die almagtige, die een wat vanmôre hierdie melkweg met sy handpalm gemeet het, droom oor jou. Hy droom oor jou vanmôre en hy het 'n beplanning oor jou lewe gemaak. En hy wil vanmôre in hierdie oggenduur sy doel in jou lewe kom aktiveer. Hy wil vanmôre, het God iets by my tuis gebring, en dit was, as jy vanmôre in hierdie oggenduur voel dat jou lewe doelloos geraak het, dat jy vanmôre net so in 'n roetine leef, jy weet die verskil tussen 'n groef en 'n graf is vanmôre net die diepte. As jy vanmôre voel daar is niks wat maak dat ek in die oggenduur wil opstaan, daar's niks wat maak dat ek 'n dryf vanmôre het nie, dan is daar vanmôre een ding kort in jou lewe, en dis 'n godly purpose. Weet jy wat gee doel vanmôre aan jou lewe? Weet jy wat gee rigting aan jou lewe? Weet jy wat gee sin aan jou lewe vanmôre? Is 'n godly purpose. Waarom? Want God het vanmôre oor jou gedroom en hy het in sy almag besluit en dat ek het 'n plan vir hierdie kind van my en ek het werk en ek het 'n taak wat hierdie kind van my moet gaan uitrig in 'n spesifieke tyd en daarom is jy gebore in hierdie dorp Sasolburg en daarom bly jy hier en daarom is jy vanmôre hier want jy moet hierdie boodskap hoor want daar's werk vir jou daar buite wat jy moet gaan uitrig want God het oor jou gedroom. En ek gaan dit vir jou bewys uit die woord uit. Psalm 139 vers 13 tot 17 sê, want U het my niere gevorm, my in my moeder skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef van die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien. En hier's dit, en in 'n boek is hulle almal opgeskryf daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Broer en suster, hy's vanmôre moet jy besef, hy's die God van die voorkennis. Die een wat is, die een wat was en die een wat altyd sal wees, die een wat vanmôre by jou geboorte en by jou sterfte terselfde tyd staan, want hy is vanmôre die God van die voorkennis, hy is vanmôre die een wat ouer is as een en elke van ons, hy is nie gebonde eintlik eers aan 'n tyd nie, hy is nie vanmôre gebonde aan 'n plek nie, hy is vanmôre in jou toekoms en hy is in jou verlede. En daarom kan hy sê, hy het hulle beplan elke dag neergeskryf in sy boek, voor hulle nog daar was. Voor jy dit nog uitgeleef het God daaroor gedroom. Jy's nie vanmôre toevallig hier nie, jy's nie vanmôre toevallig geskape nie, jy's vanmôre 'n beplan. Broer en suster, jy is in God se beplanning.
Hy het oor jou gedroom, hy het besluit, dat daar moet vanmôre 'n Aubrey wees. Ek wil 'n Aubrey in 1989 gebore hê, want ek het vanmôre vir my dienswerk in 2026 in Sasolburg gemeente. Ek wil hom vanmôre hier gebruik, en net so het God oor jou gedroom, toe jy in jou moeder skoot gevorm is, en toe hy geskryf in die boeke van hom oor jou lewe, en hy het gesê, ek wil hom vanmôre gebruik hier, en ek het 'n doel met hom daar. Ek sien dit vanmôre in my gees, is ook soos 'n beeldhouer. Geen beeldhouer vat vanmôre die produk het sy dit klei of dit hout of dit klip is, of waarmee hy ook al beeldhouwerk sou doen, en hy kyk net na dit, en hy begin hy daar hou uitslaan nie. Jy droom eers vanmôre hoe hy hierdie beeldhouwerk wil hê. Hy kry 'n prentjie in sy gedagtes, hoe hy hom wil hê, en vanmôre, broer en suster, dis hoe jy geskape is vanmôre. Kyk gou so 'n bietjie na jou vingerafdruk. Kyk gou 'n bietjie na hom. Kyk na jou vingerafdruk. En as ek nou my vingerafdruk, is so 'n bietjie donker, want ek het in die kar gewerk vanmôre, of gisteraand, maar as ek hierdie vingerafdruk met jou nou vergelyk, dan lyk hy nie dieselfde nie. Jy's vanmôre uniek man, jy's op 'n blou druk geskape vanmôre, daar is nie nog 'n persoon soos jy nie. Daar's nie nog 'n Bram nie, daar's nie nog 'n Debbie nie, daar's nie nog 'n oom Willie nie, daar's net een van jou vanmôre, en net soos wat jy in die vlees 'n unieke vingerafdruk het, soos jy vanmôre 'n geestelike uniekiteit, wat net jy het. As jy soos ons nou hierdie week net gespandeer het, is dit 'n klomp pastore, is baie lekker. Maar hulle stap elke dag in met sy bediening, en hy kan vertel vir jou, wat was sy storie tot sukses. En dan sit jy partymal, en loop ons almal daar uit, en sê, man, as ek maar net so 'n bietjie meer as pastoor van Rooyenton gewees het, of as ek nog net so 'n bietjie meer soos pastoor Rian gewees het, dat God vanmôre hier by my oopgemaak het, dat in die gees is jy vanmôre uniek, en ek het vir jou 'n spesifieke taak en 'n spesifieke bediening. Jy kan nie vanmôre ander man wees nie. Ek kan nie met jou, halleluja, Sabbathond, ek kan nie vanmôre met jou glorie gaan ploeg nie. Ek kan nie met jou salwing of met jou plan nie, want God het my nie vanmôre geroep om 'n pastoor van Rooyen te wees nie. Hy het my geroep om pastoor Aubrey te wees hier in Sasolburg, en net soos hy vanmôre jou nie toevallig in hierdie plek ingegiet het nie, hy het jou nie toevallig in hierdie liggaam ingesit nie, hy het jou vanmôre ingesit met 'n doel, want jy het vanmôre 'n bediening wat jy moet kom uitleef, jy het vanmôre 'n taak waaroor God gedroom het. Jy was nie vanmôre jou ma en pa se beplanning nie, hoor, of hulle fout nie. Dit is so verskriklike goed wat ons voor ons kinders uitspreek. Dit was 'n laatlammetjie, dit was 'n onbeplande enetjie, dit was 'n daai en dit was 'n daai, en daar's vreeslike uitdrukkings wat ons met dit het. Dis nie vanmôre die geval nie, hoor. Hy is vanmôre die gewer van lewe. Hy het lewe gegee. Hy is vanmôre die een wat sy asem in die mens geblaas het, en hy het 'n lewende siel geword. Sien broer en suster, Johannes 15 vers 1 sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. En elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Hy wil vanmôre hê jy moet meer vrug dra vir hom vanmôre. Hy wil vanmôre hê jy moet die vrug van die Heilige Gees in jou lewe hê. Hy wil vanmôre hê jy moet kan uitgaan en jy moet kan gaan bedien 'n wêreld daar buite. Halleluja. Jy moet vanmôre besef dat jy's nie vir jouself geskape nie. Jy's vanmôre vir God met 'n bepaalde doel geskape. Jy is vir hom tot eer geskape, nie vanmôre tot jouself nie. En as jy vanmôre met my kom sit en vra, nou wat wil God dan nou eintlik deur my doen? Dit is baie maklik, broer en suster. Dit is baie maklik. Baie mense sit vir jare in die kerk en sê, ek het nog nooit my bediening ontdek nie. Ek weet nie vanmôre wat ek moet doen nie. Ek weet nie wat God se plan met my nie. Dit is baie eenvoudig vanmôre. Hierdie woord van God gee dit aan ons. Toe Jesus opvaar, toe gee aan sy disippels net een opdrag.
Matteus 28 vers 9 sê hy, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Hy stuur vanmôre disippels uit met een doel en dis om siele te gaan wen. Broer en suster, hy gebruik sy skepping om sy skepping te nader. Dink jy nie vanmôre in sy almag en sy krag het hy die vermoë om elke persoon tot inkeer te roep nie? Die Heilige Gees het daardie vermoë, hy het dan skepende krag vanmôre, halleluja. Hy het nie een woord gespreek, laat daar lig wees, en daar was lig vanmôre, halleluja, Sabawanta. Hy het vanmôre daardie selfde vermoë, hy kan in 'n oomblik hierdie kerk volmaak, hy kan, maar weet jy wat, broer en suster, hy wil jou vanmôre gebruik, hy wil my vanmôre gebruik, halleluja. Hy wil hê jy moet vanmôre kan uitgaan en gaan disippels maak, halleluja. Julle is vanmôre die disippels wat moet uitgaan, dis julle wat vanmôre en daar met mense te doen het. Maar ons het vanmôre so wanpersepsie van dit. Ons het eers 'n wanpersepsie van wat ek moet doen en jy tas jare in die gees rond en jy weet nie waar jy inhoort nie. Jy hoort vanmôre daar waar siele vanmôre tot bekering moet kom. Ons almal het nie dieselfde funksie om daardie siel tot inkeer te kry nie. Ons het nie almal daardie selfde funksie vanmôre nie. En dis ook nie vanmôre hoe dit moet wees nie, want daar's verskillende lede in die liggaam van Christus. En elkeen het 'n verander doel, maar vanmôre moet jou gedagtegange wees as jy met iemand praat, kan ek hierdie persoon dalk net bietjie bereik met die Jesus? Kan ek hom vanmôre net die liefde van Jesus gee? Kan ek hom dalk gaan ondersteun? Party van ons het een of ander iets wat jou passievol maak. Ek praat nie vanmôre van jou roeping tydelik waar jy mee werk nie, dis nie jou roeping nie, dis maar waarmee jy geld verdien en dis ook deel van wat ons moet doen. Maar vanmôre is daar in een en elkeen van jou, weet jy vanmôre diep binne in jou, daar's iets wat ek geniet om te doen, wat vanmôre siele kan intrek. Party van ons het 'n verskriklike liefde vir kinders en die voorbereiding van kinders en hoe ons hulle graag by Christus se voete wil uitkry. Party van ons het vanmôre liefde vir hulle wat minder bevoorregd is om na hulle uit te reik en na hulle te gaan kyk. Party van ons het 'n beradingsbediening. Party van ons is leraars. Party van ons wil graag kennis uitkry daar buite. Party van ons het 'n behoefte om die herder te wees, vanmôre die skape bymekaar te maak, maar nie een van ons is dieselfde nie. Maar een en elkeen van ons het vanmôre 'n gesamentlike doel. En dis vanmôre Sabawanta om siele te gaan haal. Om siele vanmôre vir Christus te gaan wen. Al is dit net daardie persoon wat jy daar buite gaan liefde wys. Al is dit net daai persoon wat jy vanmôre iets anders aan doen as wat jy gewoond is vanmôre, halleluja. Maar jy sien, ons sit met een groot probleem. Die duiwel weet vanmôre waartoe jy en ek in staat is. Hy weet dit vanmôre, want waarom? Hy weet wat sy gees is binne jou en hy weet wat sy gees is binne in my, halleluja. Hy weet vanmôre, en dis soos 'n ticking time bomb vanmôre, as ek net kan besef die krag van God wat in my is. Hy sê vanmôre, dieselfde gees wat in Christus is, Jesus is in julle. Hy is die Heilige Gees was in Jesus toe op aarde was, as wat in ons is vanmôre nie. Hy het beloof dat hierdie Heilige Gees sal kom inwoning maak. En ek en jy het vanmôre toegang tot hierdie selfde Gees van God. Ek en jy vanmôre se kragstasie, soos jy hier sit, halleluja, ek en jy het vanmôre toegang tot skepende krag. Krag wat vanmôre dooies opwek, halleluja. Ek en jy het vanmôre, maar weet jy wat, die duiwel weet dit. En daarom wil hy vanmôre jou nie vasgevang hou. En ek moet dit aanhaal. Gister het daardie man iets verskrikliks mooi gesê. Hy sê vanmôre, die duiwel sit jou in 'n kondisie waar God vir jou 'n posisie wil gee. As hy vanmôre 'n kondisie in jou lewe kan skep,
'n kondisie van vrees, 'n kondisie van hartseer, 'n kondisie vanmôre, dat ek is dit nie werd nie, 'n kondisie van swakheid, 'n kondisie van ongehoorsaamheid, 'n kondisie van sonde, 'n kondisie van armoede, 'n kondisie van omstandighede vanmôre, dan by jou vas, broer en suster, want dan kyk jy vanmôre vas in dit wat voor oë is, en jy kan nie vanmôre jou posisie, wat God jou in die gees wil gee, beklee in hierdie oggenduur nie. Want jy sien, jy diskwalifiseer jouself vanmôre. God wil deur jou werk. Maar ons diskwalifiseer ons met hierdie leuen. En hoe langer ek aan hierdie leuen vashou, hoe langer tyd is ek nie meer 'n bedreiging vir die duiwel en die werke van die duister nie. Dan is ek nie 'n bedreiging vir hom vanmôre nie. Wat maak dit saak dan hy my presies waar hy my wil hê? Ek is so mooi lou vanmôre. Ek is nie 'n bedreiging nie. Maar ek is ook nie 'n bate nie. As jy daar is vanmôre, kind van God, is jy ook nie 'n bate in God se hand nie. Want dan sit jy vanmôre in jou kondisie. Die duiwel sidder nie as jy weer 'n plek instap nie. Jy sidder. Maar die hand van God wat vanmôre jou gedroom het, kan jy ook nie gebruik nie, want jy glo vanmôre alles wat nie die waarheid is oor jou lewe nie. En partymal klink hierdie verskonings so, en ek wil vanmôre net so 2 van hierdie verskonings met jou verbygaan. My bloedlyn is nie skoon nie. Broer, weet jy wie's my ma? Weet jy wie was my pa? Weet jy waar kom ek uit vanmôre? Weet jy waar ek uitgeval? Heeltemal aan die verkeerde kant, man. En daar is geen hoop vir my nie. Ek ken nie eens my pa nie, ek ken nie eens my ma nie. My pa is 'n kwaai mislik ou man, ek het nie 'n verhouding met hom nie. Jy verwag ek moet 'n verhouding met God hê, maar ek weet vanmôre nie eens 'n verhouding met my pa te gehad het nie. En jy diskwalifiseer jouself vir wat God vanmôre 'n posisie in die gees vir jou wil gee. Dis net so goed soos vanmôre. Ek kom na jou toe en ek sê ek wil jou verhoging in die tydelike gee, en jy sê vir my nee, ek wil dit nie aanneem nie, want ek het nie die kwalifikasie nie. Maar ek wil dit vir jou gee. Ek wil vir jou sê, jy mag maar hierdie posisie beklee. En jy sê my nee, ek kan hom nie beklee nie. Ek wil jou van iemand vertel wat op jy uit 'n skoon bloedlyn gekom het nie. Jy gaan my dalk nie lekker glo vanmôre nie, maar die woord sê so, Jesus self kom nie uit 'n skoon bloedlyn uit nie. Toe hy aarde toe gekom het as mens, onthou broer en suster, hy het in 'n bloedlyn ingekom, net soos wat ek en jy in hierdie wêreld ingekom het. Hy het ook deur 'n maagd, hy was deur 'n maagd gekom, en hy het, net soos wat ek en jy in hierdie wêreld inkom, het hy in hierdie wêreld ingekom. Hy was ook uitgelewer aan 'n ma om hom vashou en hom moes voed en na hom moes kyk. Hy het net so in hierdie wêreld ingekom, en so ook het hy 'n bloedlyn gehad. En Jesus se bloedlyn was nie skoon nie, daar was 4 vrouens in sy bloedlyn, en ek wil vir jou vertel van Tamar. Genesis 38 kan jy vandag gaan lees. Tamar het kinders by haar skoonpa gehad. Die volgende was Ragab. In Joshua 2 vers 1 kan jy vandag gaan lees. Ragab was 'n prostituut. Rut, sy was nie eers 'n Jood nie. Rut 1 vers 16. Batseba. In Samuel 2 vers 11. Dawid se minnares. As Jesus vanmôre moes teruggekyk het wat in die vlees was en gesê het, nee Vader, U stuur my dan in hierdie wêreld in deur 'n onrein bloedlyn. Ek is nie waardig om te doen nie. Dink jy vanmôre, as hy nie waardig was, as hy daar gestop het ek en jy vanmôre 'n reddingsplan gehad? As hy vanmôre moes sê, Here, ek is nie waardig om hierdie taak uit te voer nie. Ek wil dit nie doen nie. En hy sterf nie aan die kruis nie, het ek en jy geen hoop gehad nie, dan was ons verdoem vir ewig, broer en suster. Daar sit ook iemand vanmôre wat bereik moet word, maar jy sê vanmôre vir jouself, maar ek kan dit nie wees nie. Dit kan nie ek wees vanmôre nie. En iemand ly skade vanmôre oor jou ongehoorsaamheid. Maar jy sien, broer en suster, die tweede rede wat ons so maklik vir onsself gooi, is ek het te veel sonde gedoen. Ek is nie rein genoeg nie, ek is nie heilig genoeg nie.
Sabayenta. Ek mag nie vanmôre hier staan nie. Pastorie, weet jy waar kom ek vandaan nie? Dan wil ek jou aan iemand voorstel vanmôre in Lukas 22 vers 34. Aan ou Petrus. Jy beloof vanmôre. Ek dink nie vanmôre sit die een persoon wat hom al skuldig gemaak en wat Petrus hom skuldig gemaak het nie. Jesus waarsku Petrus sê, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vanaand nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my ken. Petrus loon Jesus 3 maal. Nadat hy gewaarsku is, loon hy hom. Sê ek ken hom nie. Nee, ek's nie van hierdie manne nie. Hulle vra my 3de maal. Nee, ek ken hom nie. Nee, ek ken hom nie. Ek wil nie met hom geassosieer word nie. Hy het vrees gehad. Hulle is besig om Jesus gevange te neem. Net nou neem hulle my ook gevange. Net nou ly ek ook skade as gevolg van hierdie man. Nee, ek ken hom nie. Hoeveel maal het jy al vandag bygestap sê, die is nie my probleem nie. Nee, ek wil nie nou nie. Ek sien nie kans nie. Petrus loon Jesus 3 maal in die haan kraai. En hierdie man doen iets. Hy besef hy het 'n fout gemaak. Want hy toon vanmôre berou. Die woord sê hy het uitgegaan en hy het bitterlik gaan been. Hy het berou gaan toon. Broer en suster, weet jy wat gebeur daarna? Kan Johannes 21 vers 17 gaan lees. Jesus vra hom die 3de maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En wat sê Jesus vir hom? Jesus vir hom, laat my skape wei. Interessant, hy vra hom 3 maal, het jy my lief? Hy het hom 3 maal verloon. Hy kom 3 maal tot sy genade God en hy vra vir hom, het jy my lief? Het jy my werklik lief? Het jy my werklik lief? En toe hy die berou betoon en hy sê, ek het u lief. Wat sê God vir hom? Laat my lammers wei. Net daar bring God hom terug, hy herstel hom. He restores him. Hy sit hom terug binne in die bediening en hy sê vir hom, laat my lammers gaan wei. Jy mag maar vanmôre in my dienswerk staan. Ongeag die feit dat jy my net 'n ruk terug verloon het. Sê vir hom, ek maak jou waardig. Ek vat jou kondisie en ek gee jou posisie in die gees vanmôre, Sabayenta. Ek gee jou weer vanmôre posisie in die gees. Ek herstel vanmôre die leuen wat jy geglo het. Ek herstel vanmôre die foute. En ek bedek dit deur my bloed vanmôre, halleluja. En ek herstel jou. Ek bring jou vanmôre terug na 'n plek waar jy vir my waarde het. Jy sien broer en suster, jou sonde en jou foute diskwalifiseer nie vanmôre God se plan oor jou lewe nie. Waar jy gister en eergister gefouteer het, waarmee jy sukkel in jou lewe, diskwalifiseer nie vanmôre God se droom vir jou lewe nie. Dit diskwalifiseer nie sy plan vir jou lewe vanmôre in die kerk van die Here, halleluja. Dit vertraag dit wel, ja. Want jy bly vanmôre teruggaan daarna en jy sê vir jouself, maar ek kan nie en ek mag nie. En ek is nie waardig nie, en ek is nie rein genoeg nie, en ek is nie 'n pastoor nie, en ek bid nie genoeg nie, en ek lees nie Bybel genoeg nie. Nou want dan begin vanmôre opskerp in die gees. Hou op vanmôre die leuen van die Satan so koester in jou binneste vanmôre, Sababanta. Hy wil jou gebruik, hy wil jou vanmôre tot 'n voorwerp van eer maak. Wil jy maar nie vanmôre, Sababanta, op 'n weg gryp nie. Wil jy maar nie vanmôre op 'n weg hardloop van die doel wat God vir jou lewe het nie. Wil jy maar nie vanmôre sê, Here, ek wil hierdie kondisie kom afskud en ek wil my posisie in die gees vanmôre kom bekleed nie. Wil jy maar nie vanmôre klaarmaak met jou verslaans klaarmaak en met jou dingetjies vanmôre nie, dat jy kan begin bruikbaar word in God se akker nie.
Wil jy maar nie vanmorgen klaar maak met die leuen en die beeld wat die duiwel geskep het en jou vertel het, dis hoe jy is. Dis hoe ons jou gaan maar los, dis hoe jy gemaak is en laat staan het. Wat is die uitdrukking wat ons in Afrikaans sê? Wil jy maar nie vanmorgen eerder begin vra, Vader, was my oë in die gees, sodat ek vanmorgen die beeld kan sien wat God van my het nie, en dat ek vanmorgen die gees kan sien hoe God my geskape het nie. Jy sit vanmorgen vir ewigheid in jou onkunde. Waar Kolossense 2 vers 9 tot 10 sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en magte. Broer, suster, jy het vanmorgen die vermoë in die gees, halleluja, jy het die wapenrusting in die gees vanmorgen, jy kan 'n geveg in die gees aangaan, halleluja, sababanta, jy het vanmorgen die volheid van die Godheid in jou. As jy vanmorgen dit in jou het nie, dan wil ek jou sê, dan moet jy by bekering kom, dan moet jy vanmorgen jou lewe met God regmaak. As jy vanmorgen nie glo dat sy gees en sy heerlikheid hier binne in jou woon nie, en dat jy vanmorgen krag het, halleluja, die woord van God sê om slange en skorpioene te kan vertrap nie. As jy vanmorgen nie glo dat jy die duiwel uit jou huis uit kan dryf nie, as jy met jou hart uit kan dryf vanmorgen nie, dan jy nie werklik vanmorgen by God uitgekom nie. Dat is tyd dat jy dalk op jou knieë moet gaan en sê, Vader, wees my sondaars hart vanmorgen genade. Kom was my vanmorgen skoon deur die bloed van die lam. En ek sê vanmorgen een punt 'n bietjie onsensitief oor mense se situasies waarin jy sit nie. Maar vanmorgen raak jou situasie 'n tronk waarin jy sit vanmorgen, kind van God. Dit word vanmorgen 'n plek waarin jy op 'n punt kom, waar jy jouself kom begin bejammer. Van die duiwel vertel vir jou 'n leuen. Hy vertel vir jou vanmorgen, jy sal nooit hier uitkom nie. Jy's maar gebind vir ewig. Jy gaan nooit weer beter voel nie. Jy gaan nooit weer in oorwinning leef nie. Maar wat wil God vanmorgen vir jou hê? Hy wil vir jou hê vanmorgen 'n lewe, en 'n lewe van oorvloed vanmorgen, halleluja. Hy wil in jou gees vanmorgen kom weerbaar. Hy wil jou binneste vanmorgen kom verander. Hy wil vanmorgen met jou kom praat deur die gees, met jou gees vanmorgen. Hy wil hê jy moet vanmorgen opstaan. Hy wil hê jy moet vanmorgen kom lewe. Halleluja, sababawanta. Hy soek vanmorgen 'n diensknegt. Hy soek vanmorgen 'n volk wat God wil verheerlik. 'n volk wat sy gedagtegange is. Here, wat kan ek vir u doen? Waar kan ek vir u net 'n bietjie iets doen, Here? Waar jy in die oggend opstaan, sê Here, hierdie dag wil ek toewy aan die Heilige Gees. Hierdie dag wil ek my lewe aan die Heilige Gees toewy. Hierdie oggenduur wil ek vir u gee, Here, wat die woord sê, wat jou hand vind om te doen, laat dit goed doen. Ek wil vanmorgen iets goeds gaan doen vir God, halleluja. Ek wil vanmorgen die verandering gaan word van ek verlang, sabayenta. Broer en suster, jy mag ook iemand gaan bemoedig, hoor. Jy mag ook jou telefoon optel en 'n broer en 'n suster gaan bel. Maak net seker jy is gelei deur die Heilige Gees vanmorgen, wat jy sê. Maak seker vanmorgen dat die Gees van God jou lei. Maar jy mag dit doen, hoor. Jy mag ook by 'n boetie en 'n sussie se huis aanklop. Jy mag ook vanmorgen vir iemand gaan bid. Want ek het mos sy Gees in my. Ek het mos sy Gees in my vanmorgen, halleluja. Hy sê, sal men gaan al die dinge leer. Jy kan ook daar by die hospitaal instap en vir hulle gaan bid, hoor. As jy tyd op jou hande het, is jy gelukkig. As jy baie gelukkig, as jy tyd het vanmorgen om hierdie ding te doen. Gaan sit 'n bietjie en dink, Here, waar skiet ek te kort? Waar leef ek dalk te binne toe, Here? Waar is ek dalk te besig? En broer en suster, 'n woord soos hierdie het vanmorgen vermoë om jou lewe te verander. Jy kan my hier uitstap. Jy kan dit hier los. Weet jy hoe verander jy dit in jou lewe? Ek wil hê jy moet vanmorgen 'n praktiese punt kry, hoe verander ek dit in my lewe? Want baie van ons sê, Here, maar hoe?
Here, maar hoe, ek het nie die vrymoedigheid nie, Here, ek het nie die boldness nie, ek is nie 'n pastoor nie. Ek kan nie. Ek weet eers vanmôre hoe om te begin positiewe denke te kry nie. Ek weet eers vanmôre om anders te begin dink nie, want van kinds af is ek so ingedoktrineer. Dit gaan maar net so in my gedagtes. Here, ek sien net so in my omstandighede. Weet jy wat sê Romeine 10 vers 17? Weet een van julle? Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Kom aan broer en suster. Die bloed van Jesus praat van beter dinge vanmôre, halleluja. Want hierdie woord vanmôre praat van beter dinge. Hierdie woord praat vanmôre van beloftes. Halleluja, hy sê vanmôre die geloof is deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Halleluja, as jy nie hierdie woord vir jouself lees nie en jy het nie vanmôre die gehoor nie, hoe gaan jy vanmôre jou lewe verander? Hoe gaan jy vanmôre leer wat God oor jou lewe uitgespreek het? Hoe gaan jy vanmôre leer dat hy vir jou sê is die kop en nie die stert nie? Hoe gaan jy vanmôre leer dat God jou wil gebruik? Hoe gaan jy leer vanmôre dat hierdie hele Bybel vol mense is wat nie perfek was nie? Hierdie hele Bybel het hierdie hele ritme van mense wat nie perfek was, die mense wat gesê het, Here, ek kan nie, Here, ek het nie die vrymoedigheid nie, en Moses het gesê, ek kon nie praat nie. Maar God gebruik 'n man wat nie kan praat nie, en hy lei hoeveel disippels uit. Broer en suster, as jy die woord van God begin lees, die kerk van die Here, hoor vanmôre my woord, wat ek jou sê, as jy hierdie woord nie hoe lees nie. Julle wil in die kerk kom, ons in die kerk, en dit is so lekker, en ek geniet dit ook as die Here deur my werk, en dit is lekker om vir 'n broer en suster 'n woord te gee, maar hierdie woord het die hoogste gesag. Jy het vanmôre 'n profesie elke oggend in jou hand, broer en suster. Jy het 'n profesie hier wat vanmôre lewe in jou lewe bring, wat situasies verander, wat krag deponeer in jou binneste. Want dit het 'n bedkassieboek geword. So 'n kringetjie vir die koffie op. Blikmaatjie. Wel dat die hoogste gesag vanmôre is. As jy nie vanmôre hierdeur gaan hoor nie, as jy nie die woord gaan lief kry met jou lewe nie, hoe kan jy Jesus vanmôre lief hê? Hoe kan jy vanmôre Sabababanta wil sê, Vader, gebruik my? Maar ek weet nie, ek is so die mekaar, ek het kry vanmôre skrif in jou lewe, broer en suster. Nie vanmôre 'n woord van Abri of 'n profeet nie. Kry vanmôre skrif in jou woorde. Kry vanmôre hierdie skrifdeel van jou woordeskat. Halleluja, Sabababanta. Want hierdie woord beloof jou dat die Heilige Gees sal oor jou kom en hy sal krag. Jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. 'n Krag vir daardie oomblik, 'n woorde vir daardie oomblik. Sababayenta, Ritabayasuna. As jy vanmôre tog maar net 'n honger kan hê na die doop in die Heilige Gees, as jy maar net vanmôre weet wat se krag lê in Sabababanta om so uur of 2 in jou taal te gaan bid. Kitabayasuna. Ek wil laat sê elke persoon wat vanmôre hier gevul is met die Heilige Gees bemoedig en dit wil ek sê gaan spandeer so 2 of 3 ure op jou knie vanmôre en dan bid jy net jou taal, want dit stig jou vanmôre Sabababanta. En wat ek dit geleer, hierdie woord vanmôre, halleluja. Dis hierdie woord vanmôre wat lewend maak. Dis hierdie woord vanmôre wat jou lewe verander. Dis hierdie woord wat oor jou lewe gespreek word. Dis 'n betroubare woord vanmôre. Broer en suster, moenie vanmôre versuim om tyd te maak vir sy woord vanmôre nie. Jou posisie wat God jou wil gee, is daar, hy het daaroor gedroom. Maar hy wil hê jy moet vanmôre daarin leef. Hy wil hê jy moet daarin ingroei. Hoe gaan jy vanmôre weet hoe lyk jou posisie wat God jou wil gee as jy nie sy woord luister nie? Vanmôre is daar krag in sy woord om jou kondisie te breek. Daar is vanmôre krag in sy woord om jou kondisie te breek vanmôre, halleluja. Sabababanta. Hoe doen ek dit vanmôre? Dit het ek uit sy woord geleer. Wat sê 1 Johannes 1 vers 9? 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig
om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtighede te reinig. Halleluja, prys sy heilige naam. Ag man, gaan 'n bietjie op jou knieë vanaand, halleluja, en hou op daai rosary lys voor die Here neersit, verander so 'n bietjie jou rosary lys en sê, Here, wees tog net my sondaars hart genadig, en gaan bely vanmôre jou omstandighede voor God uit. Gaan bely vanmôre jou biddeloosheid. Gaan bely vanmôre dat jy nie wil Bybel lees uit nie. Gaan bely vanmôre jou moegheid uit. Gaan bely vanmôre jou siekte uit. Gaan bely jou armoede uit, man. Gaan bely maak vanmôre is skoon. Halleluja, Sabbath voor die Almagtige, sodat die duiwel nog nie so baie hou vas op jou kan hê nie. Daar's plekke hier in jou binneste wat God vanmôre wil by uitkom. Hy wil kamers kom skoonmaak. Hy wil vanmôre die hele voorwerp heilig en reinig vanmôre. Halleluja. Kom maak 'n bietjie skoon. Dis hoe jy vanmôre van 'n kondisie na 'n posisie toe kom. Halleluja. Jy maak skoon dat sy Heilige Gees meer kamers kan vul vanmôre. Halleluja. Want dan word jy besef jy en raak jy meer gevul met sy Heilige Gees in die oggend. Dis wanneer sy krag vanmôre oop deur het om deur jou te werk.